Welkom by vanoggend se erediens. Ons maak hierdie week klaar met ons reeks oor die vrug van die Gees. Ons tema is hoe lyk jou vrug, en soos julle weet, handel dit oor die vrug van die Gees. Ek gaan vir oulaas gaan ek net weer die bekende gedeeltes lees, Galasiërs 5 vers 22 en vers 23. Daarna gaan ons saam bid en dan gaan ons die laaste 3 eienskappe van die vrug van die Gees aan ons bespreek. Galasiërs 5 vers 22 en vers 23. Die vrug van die Gees, daardie woord is liefde, vreugde, vrede, geduld, vriendelikheid, goedhartigheid, getrouheid, nederigheid en selfbeheersing. En sulke dinge het die wet niks nie. Net tot sover. Kom ons bid saam. Here, ons kom vanoggend in hierdie oggend wat U vir ons gegee het, en Here, ons weet dat U woord sê vir ons elke goeie gawe kom van U af. En juist daaroor, Here, wil ons vanoggend vir U in gees en waarheid aanbid as die enigste ware alleenwyse driemaal heilige God. Here, ons bid vir almal wat vanoggend hier is nie, hulle wat op reis is, en welke rede ook, ons bid dat U vir hulle sal terugbring in die kerk, asseblief. Here, ons bid ook vir ons nog mense sal stuur na ons gemeente toe. Here, mense wat 'n honger in hulle harte het na Jesus Christus. U wat die weg, die waarheid en die lewe is. Maar vir ons wat hier is, Here, ons is dankbaar dat ons hier kan wees. Ons is dankbaar vir die voorreg, Here, om te weet dat ons is hier op heilige grond, Here, want daar waar U is dit verseker heilig. Ons weet ook, Here, dat U is allerheilig. Ons weet dat U bewaarder van Israel nie sluimer of slaap. Ons weet, Here, dat U soos ons gesing het, U is Immanuel, God met ons. Ons weet, ons erken, ons bely, Here, dat U is ook soewerein. En Here, al is daar soveel mense wat daarteen skop. Kom ons en ons erken dat U is soewerein. Ons erken, Here, dat U woord is die waarheid. Dat U woord is 'n lamp vir ons voet en lig op ons pad. Dat U woord is onfeilbaar. Al sê die wêreld anders. Al sê hoeveel predikers anders. U woord, Here, dra gesag. En ons dankie vir die woord, dat U ons nie as weeskinders agtergelaat het nie. Dat U Gees en die woord vir ons gegee het. En Here, met harte vol van lof en dankbaarheid, aanbid ons. Here, ons prys U groot naam, want U en U alleen is God. In Jesus naam bid ons dit. Amen. Nou, ek het al baie keer gesê, en ek wil dit weer sê, vandag die laaste keer, dat die vrug van die Gees gaan juist daaroor, dat ons as kinders van die Here, dat ons dit sal leef, sodat die mense sal sien, hoe 'n kind van die Here waarlik moet lyk. Want ek het al nie verlede genoem, die wêreld het heeltemal die verkeerde konsep van Christendom. Want almal is Christene. Gaan kyk in ons land, gaan kyk in ons dorp, gaan kyk die mense in jou lewe. Gaan vra vir enige iemand, almal is Christene. Almal het op bekering gekom. Almal sê hulle die Here lief. Maar nie almal dra die vrugte by die bekering pas nie. So die twee is nie versoenbaar met mekaar nie. Bedoelende, jy kan nie sê jy is 'n kind van die Here, maar jy dra nie die vrug van die Gees nie. Want as jy sê jy is 'n kind van die Here, dan moet jy die vrug van die Gees dra. Dit beteken al 9 eienskappe van die vrug moet deel wees van jou lewe, elke dag van jou lewe. Maar dit beteken ook nie, as jy 'n kind van die Here is, jy is volmaak. Ek dink ons het al vir mekaar gesê dat van hierdie eienskappe is baie keer moeilik. En ons faal baie keer, ons gaan volgende bietjie daaroor gesels. Maar dit verander nie die feit dat jy, wat bely jy is 'n kind van die Here, jy moet die vrug dra. Dis een van die belangrikste kenmerke vir 'n kind van die Here. Dis iemand wat die vrug dra wat by die bekering pas. Sodat mense dit sal sien. In die naam van die Here daardeur verheerlik sal word. Ok, ons is by die laaste 3 punte en hier die eerste ene. Ek het dit vanaf geskiet. Ek het hom opgesit. Dis iets getrouheid. Dis nie net baie baie baie. Ek moet so maak. Die derde laaste ene is getrouheid. Nou
Dis 'n baie moeilike woord. Almal dink getrouheid beteken net getrouheid in die Bybel lees, maar dit is meer omvattend as dit. So, sinonieme van getrouheid is woorde soos eerlikheid, betroubaarheid, loyaliteit, waarheid. En al hierdie beskryf baie mooi waaroor getrouheid gaan. Ons lees dis nie. Daar's ekskuus. 1 Korintiërs 1 vers 9, dankie Magda. God is getrou, hy wat julle geroep het om verenig te lewe met sy seun Christus Jesus, ons Here. God is getrou. Hy is die wat ons geroep het. Hy is die wat ons gered het. So met ander woorde, as jy ware kind van die Here is, dan leef die Heilige Gees binne in jou, dan leef jy die waarheid. En jy praat die waarheid. En jy is betroubaar, en jy is eerlik, en jy is loyaal teenoor dit wat goed en wat reg is. En dit beteken ook dat jy leef met menslikheid en integriteit. En dit beteken ook dat jy is nederig. En dat jy alle mense se belange beteken oor jou eie sal. Want jy is getrou en loyaal teenoor dit wat reg is. En die wêreld werk nie so. En die wêreld se wat reg is en die Bybel se wat reg is, verskil van mekaar. So die wêreld vertroetel sonde en die Bybel doen nie. Die Bybel is baie duidelik wat reg is en wat nie reg is. So in ander woorde, ek wil vir jou vra, wat is die woorde wat uit jou mond uitkom elke dag? Jou beloftes wat jy maak. Die getuienis wat jy gee. Is dit ooit die waarheid? Word jou lewe gekenmerk as iemand wat dit altyd die waarheid praat? Iemand wat weet, hierdie persoon kan ek vertrou, want dis 'n persoon van waarheid. Hy is getrou, hy of sy is getrou. Dis betroubaar. Want jy sien, ons lees in Klaagliedere 3, vers 22 en 23 die volgende. Deur die liefde van die Here het ons nie vergaan nie, daar is geen einde aan sy ontferming nie. Dit is elke môre nie, die trou is groot. Jy sien, die Here is getrou, ons is nie. En daarom moet ons die vrug dra wat deur die verkeerde pad, want jy sien die probleem is, jy kan nie in jou vlees, kan jy nie betroubaar wees nie. Jy kan nie in jou vlees eerlik wees nie. Jy kan nie in jou vlees loyaal wees nie oor die waarheid, oor dit wat reg en dit wat goed is nie. Jy kan dit slegs doen as die Heilige Gees jou help en jou die krag gee en jou lei. En dan word daai vrug van die Gees sigbaar in jou lewe en die mense sien dit en hulle smag daarna en weet keer waaroor gaan dit alles, nie oor jou wat goed is nie. Dit gaan oor die Here Jesus dat jy die vrug dra, mense sien dit. En mense besef dan ook hoe dit moet wees om 'n kind van God te wees. Want in vandag se tyd, Christene, en ek sê met groot respek, Christene in die wêreld is nie waarlik Christen nie. Hulle is liberaliste. Met ander woorde, jy kan 'n Christen wees, maar jy kan nog steeds sonde doen. Jy kan nog steeds sonde goed doen. Jy kan nog steeds maak nie soos wat jy wil. Dis nie Christendom nie. Dis wêreldse Christendom. Getrouheid beteken, ja, jy is getrou in die woord van die Here. Jy is getrou in die Here Jesus Christus. Want dit is wat goed is, en dit is wat reg is. Nie dit wat die wêreld vir ons leer nie. Daarvan moet ons wegbreek. Volgende punt, wil ek hom opsit. Nou interessant, die ou vertaling en die nuwe vertaling stel dieselfde punt by twee verskillende woorde. Sagmoedigheid en nederigheid. So ek gaan al twee, gaan ek maar aanraak. Matteus 5 vers 5, die bergpredikasie. Geseënd is die sagmoediges, want hulle sal die nuwe aarde ontvang. Hoor julle wat sê die Here Jesus? Geseënd is die sagmoediges. Maar om sagmoedig of nederig te wees beteken nie jy swak nie. In die wêreld beteken dit wel so. In die wêreld is iemand, as hulle sê jy sagmoedig, ken jy dit daai gesegde ons op skool geleer sagmoedig en heel sê. Dis nie wat hierdie beteken. Sagmoedigheid beteken, dis eintlik krag onder beheer. Dis 'n teken van menslikheid en integriteit.
Iemand wat sagmoedig is, iemand wat nederig is, sal nie oor 'n ander persoon loop, of hom sleg behandel, of afkraak, of wreed behandel word. Die Here Jesus self was nederig geweest, die Bybel leer dit vir ons. Maar dit is interessant dat in die Ou Testament was daar 'n man wat baie sagmoedig was. Weet jy wat was sy naam? Moses. Moses, sê die Bybel, was 'n sagmoedige man. Moses was 'n uiters sagmoedige man, meer as enigiemand anders op die aarde. En Moses was 'n man, die leier wat die volk Israel uit Egipte uitgelei het. Hy was 'n man na God se hart gewees, maar hy was 'n sagmoedige man gewees. So die wêreld het draai hierdie heeltemal as 'n sagmoedige neel sê, dis nie dit nie. Toe die Here Jesus op die aarde was, wat het hy vir die Fariseërs gesê? Hy het vir hulle gesê, "Dis 'n klomp adders." Hy was reguit gewees. So sagmoedigheid en nederigheid beteken dat jy werklik ander mense se belange op jou hart sal dra. Dat jy sal nederig wees. Die Here Jesus was nederig gewees. Hy het sy eie disippels se voete gewas. So as jy sê jy is 'n kind van die Here, dan behoort hierdie deel van jou lewe te wees. Sagmoedigheid en nederigheid. Maar luister wat sê Jakobus 4 vers 10. Onderwerp julle in nederigheid voor die Here en hy sal julle verhoog. So in ander woorde, moenie so baie van jouself dink. Die Bybel, die Here sê in sy woord, hy weerstaan hoogmoedig is, maar aan die nederiges van hart gee hy genade. Maar sagmoedigheid gaan veel meer en veel verder as die mense net in jou lewe. Jou gesin, jou familie, jou werkskollegas, dit gaan baie verder as dit. Ons lees Titus 2. Titus 3 vers 2, die ou vertaling. Paulus skryf vir Titus die volgende: om niemand te belaster nie strydlustig te wees nie, vriendelik te wees en aan alle mense alle sagmoedigheid te bewys. Alle mense, alle sagmoedigheid. Dit beteken ek en jy moet aan alle mense sagmoedigheid bewys. Dit beteken die petrol, jou goed, die persoon wat agter die til sit, jou kollega, jou familielede. Dit beteken letterlik alle mense. Maar ons weet, daar is een volmaakte voorbeeld van sagmoedigheid en nederigheid. Dis die Here Jesus Christus self. 2 Korintiërs 10 vers 1, die ou vertaling. En ek self, Paulus, bid vir julle by die sagmoedigheid en vriendelikheid van Christus. Ek wat in julle teenwoordigheid wel nederig is vir julle, maar in my afwesigheid moedig teenoor julle. Maar hoor wat sê die Here Jesus self in Matteus 11:29. Neem my juk op julle en leer van my, want ek is sagmoedig en nederig van hart, en julle sal rus kry vir julle gemoed. So dit baie duidelik, die Here Jesus Christus is die volmaakte voorbeeld van sagmoedigheid en nederigheid. So met ander woorde, as jy sê, hoorie so, ek wil nie sagmoedig of nederig wees nie, dan beteken eintlik, jy dink jy is beter as die Here Jesus Christus. Want die Here Jesus Christus was nederig en sagmoedig. Die Bybel bevestig dit vir ons. Met ander woorde, dit hoort by jou as kind van die Here. Daar is nie 'n verskoning om dit nie te handhaaf nie. As die Here dit kan doen, hoeveel te meer ek en jy? Ja, ons skiet ver te kort, ons is nie volmaak nie. Maar ons weet ook, dat die Bybel leer vir ons, daar is nie 'n verskoning vir sonde nie. Die laaste punt, ek wil eerlik sê, hierdie punt is 'n toets wat ons almal al getop het, of baie van ons, selfbeheersing. Ek kan met eerlikheid sê, tot my skande, ek het hom al 'n paar keer getop. Hoor wat sê Spreuke 25 vers 28. Hy staan sonder 'n muur om hom te beskerm. So weerloos is 'n mens as hy nie selfbeheersing het nie. Ons almal, of die meeste van ons, is altyd, een van die tyd in jou lewe, is jy skuldig dat jy alles verloor, dat jy beheer verloor. En wat interessant is, die Griekse woord wat hier gebruik word vir
beheersing is kriteria. En dit beteken om jou sonde onder beheer te hou met krag. Jy gaan dit weer sê, dit is baie mooi. Om jou sonde met krag onder beheer te hou. So in ander woorde, ons as kinders van die Here, jy moet jou begeertes, maar selfs jou reaksie moet jy onder beheer kan hou. Want dis waaroor selfbeheersing gaan. As jy sê jy is 'n kind van God, dan lewe die Heilige Gees in jou, dan moet jy jouself kan beheer. Dink vir jouself, hoe lyk dit as iemand sê ek is 'n kind van die Here, maar hulle word gereeld kwaad, hulle verloor alles, verloor beheer en gaan te keer. Of iemand wat die hele tyd voortploeter in sonde, kan hulle self nie beheer nie. So iemand doen skade aan die koninkryk van God en doen nie wat die Here wil hê. Maar selfbeheersing is ook die vermoë om nee te sê vir die begeertes van die vlees. Soos Josef gemaak het met Potifar se vrou. Onthou julle Josef en Potifar se vrou. Potifar se vrou het flikkers gegooi vir Josef. Kan jy dit onthou? Sy het hom erg flikkers gegooi. Kyk, ons op skool was het ons nie sulke dinge. Ons het gesê, ons het mekaar gejaag. Weet jy die kinders, die jonkies ken dit nie. So mens kan sê, Potifar se vrou het vir Josef gejaag. Sy het erg flikkers gegooi vir Josef. En wat was Josef se reaksie gewees? Josef, omdat hy het hom aan sy kleed gegryp. En hy het weggehardloop en sy kleed het geskeur. Want hy het voor hy gehardloop het hy van gesê, ek kan dit nie doen nie, want ek gaan teen God sondig. Dis wat ons moet doen. Jy moet jouself kan beheer. En ons sukkel met dit. 2 Petrus 1 vers 5 en vers 6. En juist om hierdie rede moet julle alles in die stryd werk om julle geloof te verryk met deugdsaamheid, die deugdsaamheid met kennis, die kennis met selfbeheersing en die selfbeheersing met volharding. So met ander woorde, die kruks is as dit gaan oor selfbeheersing, 2 woorde. Beheer jouself. As ons hier Galasiërs 5 vers 22 en 23 lees, daar staan nie selfbeheersing behalwe of selfbeheersing as dit of dit. Daar staan net selfbeheersing. Beheer jouself. Nou ons almal weet, dis nie altyd maklik nie. Ons lewe in 'n baie uitdagende tyd. As mense wat jouself uitloop. So hoe reageer jy dan? Hoe maak jy dan met dit? As selfs mense wat vir jou sal sê, hoor hierso, ek is maar so gemaak en gelaat staan. Dis maar wie ek is. Of my ma, my pa was so gewees en ek het dit maar by hulle geërf. So dis nou maar my verskoning. Maar dis nie die waarheid nie. Dis hoekom Petrus hier sê, jy moet alles in die stryd werk. Jy kan nie agteroor sit en los en sê, dis nou maar wat dit is nie. Jy moet alles aan die stryd werk. En dis ook nie die waarheid as jy sê, maar dis hoe dit is nie. Dis my geaardheid, dis my persoonlikheid nie, hoekom nie? Want as jy kind van die Here is, dan ontvang jy die Heilige Gees. En dis die Heilige Gees wat jou help, wat jou lei, om jouself te beheer, om die vrug te dra, wat by die bekering pas. Jy sien die mense gryp na strooihalms, net om hulle self te regverdig. Ek wil terugkom, voor ek afsluit. Ek het in die begin gesê, almal is Christen. Op plaas met enige iemand. Almal sê hulle is Christen. Almal sê hulle dien die Here. Almal sê hulle die Here lief. Almal lees Bybel. Dit is goeie goed. Maar weet julle wat sê Matteus 7? Ek het al baie gesê. Nie elkeen wat sê Here, Here, sal die koninkryk van God beerwe. Weet jy wat beteken dit? Nie elkeen wat sê hy is 'n Christen. Nie elkeen wat sê ek lees Bybel. Nie elkeen wat sê ek is 'n vergeet op bekering gekom. Nie elkeen wat sê hy is 'n predikant nie. Nie elkeen wat sê hy is 'n lidmaat nie. Nie elkeen wat sê ek is 'n kerkraadlid nie. Dit beteken eintlik niks nie. Net hy wat die wil van my Vader doen. Met ander woorde, as jy wedergebore is, dan is jy 'n kind van God. Dis tragies om te sê, daar is kerkmense wat ook hel toe sal gaan. Daar's predikante, kerkraadlede, lidmate wat ook hel toe sal gaan. Dis hoekom
As ons praat oor dit, ek sê eerlik vir die Here ken my al, en raak ek self dink ek maar, want ek is nie vir hom, en jy is ook nie vir hom. En ons moet die Here bid, ons moet die Here pleit, dat ons waarlik die vrug sal dra, dat ons met alles in die stryd sal werk, wat ek alles in my vermoë sal doen, en al kry ek bloed neer, al kry ek seer, ja, ek onthou dat ek in my vorige gemeente was, bly mense weg by die kerk, en ek kan sien die persoon, en hy is daar maar ons kwaad vir my gewees, of iets, ek het net vergeet om vir sy vrou te doen. En hy het so 5 weke weggebly by die kerk, en ek kan sien hoe. En hy sê vir my, ek is kwaad vir jou, en jy het vergeet om my vrou te doen. Maar ek wil net sê, voor die tyd het ek gevra, as iets wat ek kan bid, dat is myself nie gewees. En ek kom agter dat mense is so sensitief. Sal net iets verkeerd gesê word in die kerk. Luister nie dan wil ek, dis te veel. Dus waar is die liefde van die Here Jesus Christus? Dis een van die vrugte van die Gees, die liefde. Dis een van die eerste vrugte, is liefde. Kom ons dra die vrug van die Gees, elkeen een van ons. En kom ons wees nie so sensitief. Kom ons dien die Here, met oorgawe. En ons sit alles in die skrif. En ons hou vas aan die Here. En ons vertrou op die Here. Al kan jy hoe steen. Die Here dra jou dan, die Here in elk geval. Want, ek wil eerlik vir jou sê, as jy kerk kom hier om mense te bring, of om te sien wie is hier en wie is nie hier, dan is jy hier vir die verkeerde rede. Ons is hier, net oor een rede, is om die Here Jesus Christus te aanbid. En om sy naam groot te maak, want hier is nie ons kerk nie, is nie my kerk nie, is nie die kerkraadse kerk nie, is ook nie jou kerk nie, is nie die gemeente se kerk nie, is Jesus Christus se kerk, en hy sal sy kerk bou. En al wat ons moet doen, ons moet ons deel doen, ons moet die heiligmaking najaag, ons moet ergens wees, met ons verhouding met die Here Jesus Christus. Dis belangrik is dit. Waar afsluit. Kolossense 1 vers 10, som alles mooi op. Sodat julle tot eer van die Here sal lewe, deur net te doen wat hy verlang. Mag julle vrugte dra deur goeie werke en toeneem in die kennis van God. Ons maak nie met toe aan, dit wat sê. Magtige God, Hemelse Vader, Here, ons is so dankbaar vir U Gees. Heilige Gees, dat U die een is wat in ons werk. Dat U die een is wat ons herinner en ons oortuig van sonde, van oordeel en van geregtigheid. Heilige Gees, dat U die een is wat ons lei en ons help. En Here, dankie ook dat U woord vir ons leer van die vrug van die Gees. En ek wil bid, Here, vir elkeen van ons wat hierdie woord gehoor het. Here, dat ons waarlik nie net so praat. Here, meer van U en minder van ons. En Here Jesus, dat ons, elkeen wat bely dat ons U kinders is, dat ons die vrug sal dra, wat by die bekering sal pas. Here, ons bid dit, in die kostbare naam. Here, ek dink so in Psalm 134, wat sê, kom loof die Here, alle knegte van die Here, wat slags in die huis van die Here staan. Hef op julle hande, na die heiligdom, en loof die Here. En die kinders van die Here sê, Amen.